Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand weer eens aan my passe Alta, wat 'n voorreg om weer vir u te groet in daardie wonderlike geseënde naam. Ek is altyd weer dankbaar vir die Here en bly om weer God se woord te verkondig. Die opening van die woord gee lig en dit maak die eenvoudige verstandig. Dawid noem iets, Psalm 119, hy sê die woord in my hart gebere, dat ek teenoor u nie sal sondig nie. Wonderlik. Vader, wil u vanaand die gedagtes seën en wil u Heilige Gees, wil u my help om hierdie gedagte oor te dra, sodat hulle kan hoor, soos sê die Here van die leerskade, wat is u wil vir hulle lewe. In Jesus se naam. Amen. Weet jy, ek is dankbaar vir die Here, altyd hier. Maar my dank teenoor hulle wat die evangelie verkondig. You know, it's wonderlik. Hoe die Here mens soek, liefdevol soek die Here mens. Ek was jong toe ek trein Parel toe, verkondig iemand die evangelie. Ek het my gehoor gegee vir wat ek hoor, was vir my interessant. Dit wat die persoon sê, as jy uitklim, as jy weer weg, kom jy weer op die sente, spreek hulle die woord, ja, is al weer iemand, kom het op die radiostasies, hoor jy weer die woord, en so gaan het aan. En ek is dankbaar vir my geleenthede. Gods geleenthede moet 'n mens waarneem en kan sien, want God gee geleenthede, you know. En baie keer sien ons die soms Gods geleenthede. Is elke dag die natuur getuig daarvan. Maar ons is soms nie in tune, dat jy kan sien, dit is nou die Here wat deur nature tot en met my praat. In Lukas 5 is daar 'n wonderlike verhaal. Jesus is daar om die skare dring aan, om die woord te hoor van God. En daar was twee skuite, ek vertel gou die verhaal, halleluja, wat daar geleer het by die meer. Die vissers het weggegaan, hulle was besig om hulle nette uit te spoel. Wonderlik. Hulle het niks gevang nie, hoor nie die. Hy klim toe in een van die skuite wat aan Simon behoort, en vra hom om 'n eentjie van die land af weg te vaar, en hy het gaan sit en die skare vanuit die skuit geleer. Toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. Simon antwoord hom en sê, meester, ons het die heel nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. Jesus het gesê nette, hy besluit is 'n net. Maar weet jy, het was vir my wonderlik. Jesus het gehoor, ons het niks gevang nie. Hulle was mans wat gesorg het vir hulle huise, wat toe gaan hulle terug, hulle families wegmoontlik, natuurlik op die vangs, you know, dat hulle weer kan eet. En Jesus deel in hy gevoel, want hy het gehoor, die emosie natuurlik is in hulle stem met dit wat hulle sê. Baie keer as mens, mama, papa, hoor mense jy soms hoe iemand sê, deur sy emosie is soms in dit wat hy sê. Dawid sê, Here, luister na die stem van my smeekinge. Dit wat hy voor smeek, sê vir die Here, ek wil hê moet aandag skenk aan dit wat vir my belangrik is. You know.
En wat wonderlik is van die verhaal, hulle het niks gevang nie, hulle kon neerslagtig gewees het, hulle kon weggestap het, alles net so gelos het, maar weet jy wat doen hulle? Hulle het die nette uitgespoel, wat het hulle gedoen? Hulle het hulle weer voorbereiding, bring jou in gereedheid vir die volgende vangs. Hoe baie keer gebeur dit, dat dinge met ons gebeur, jy het nou nie die kontrak gekry nie, jy weet, niks het vir jou gebeur, jy het alles ingesit, halleluja, nou voel jy gaan nie weer gebeur nie, soms allow die Here dat jy soms eers moet misluk. First fail means first attempt in learning. Ek verkies om te misluk, want deur dit wat ek misluk, kan ek sien, halleluja, ek het iets verkeerd gedoen, ek doen kook, ek doen enige iets, en baie keer misluk ek in die ding wat ek doen, dan sê ek vir myself, nee, ek beter kyk na die ding. Hoekom sou ek verkeerd gegaan het? Het ek te veel eiers gebeur? Wat het ek gedoen? Maar ek gaan die ding weer oordoen, want die ding is vir my interessant om hom reg te kry. Hulle het hulle weer in gereedheid gebring, hulle het die nette uitgespoel. So voorbereiding bring jou in gereedheid. Jy maak jou gereed, irrespective die losses. Jy sê vir jouself, dat gaan weer wees. You know? En ek dink is wonderlik, die manier hoe hulle gewerk het. En toe hulle dit doen, en weet jy wat, toe hulle dit doen, Simon sê, op grond van die woord, ons gaan weer uit, halleluja, toe hulle dit doen, gehoorsaamheid bring sukses mee. Op baie keer moet dinge vir jou gebeur, maar jy gee nie gehoor as iemand vir jou raad gee nie, you know, wanneer jy raad kry, moet jy weet, iemand sien jou om ergens te kom, jy sien dalk, halleluja, jy het 'n tunnel vision, maar wanneer jy raad kry, sê iemand vir jou, verbreed jou manier van dink, halleluja, dan is jy hoogmoedig, jy wil nie aanneem of inneem wat die persoon nie wil sê nie, jy gaan nie sê, jy wil toets of die ding werkie, ek toets enige ding wat iemand vir my gee, want het mag gebeur in dit wat ek doen, halleluja, kan my gedagtes weer oopgaan, sodat ek nuwe dinge kan sien in dit wat iemand my sê, nie alles sê, maar ek sta altyd stil om te hoor, hoekom sou die persoon my dit gesê het, so ek moet oop wees vir verandering. Petrus was oop vir verandering, en hy sê, Here, op grond van die woord, gaan ek nie net laat sak, hy word die dader van God se woord. En weet jy, wat gebeur? Toe hulle dit doen, het hulle 'n groot menigte visse ingesluk en hulle net wou skeer. Wow! You know, hy het 'n net laat sak. Imagine, hulle het net te laat sak. Hoeveel groter was die oes nie? Maar weet jy, die Here het geweet toe die Petrus, toe winkel hulle maats. Wat sien die Here by Petrus, halleluja, sharing and caring, hy beskik, halleluja, oor qualities, wat hy dalk nie eens bewus is nie. Maar Jesus gebruik daardie incident wat daar gebeur het, dit wat nou afspeel daar vir hulle, om weer 'n vangs te kry, om weer bly te wees, halleluja, om weer kos op die tafels vir familie te sit, dit was vir hulle belangrik. Allow hy, dat hulle nog hulle maat so kan nooi om van die vis te kry. En weet jy wat? Albei se skeide was vol. Jo, hulle het amper gesink, soveel vis het hulle gekry. En weet jy, toe Petrus dit sien, dit wat nou 'n buitengewone vangs het hy gekry. Toe Jesus val hy aan die knie van Jesus en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Want verbaasdheid het hom aangegryp en almal wat by hom was oor die vangs wat die visse wat hulle gemaak het. Ook die seuns van Simon, Johannes, die twee seuns van Zebedeus, jammer, was Simon se maats, Petrus se maats. Jesus sê vir hom, halleluja, moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. Weet jy wat? Is 'n wonderlike verhaal, die verhaal. Petrus was in sy beroep, maar dit was nie sy roeping op aarde nie. Soms, my liewe mens, doen jy iets, maar dan kom daar 'n tyd, halleluja, in jou lewe soos Petrus, waar hy die geleentheid kry
om te word wat hy moet wees in die klem val om al my boodskappe uit die wording op aarde. So dit is die wil van die Here. En die Here sê vir hom, jy was al heeltyd in jou beroep, jy het goed gedoen, die qualities ontwikkel, maar jy het 'n ander mission wat jy moet accomplish vir my op aarde. Halleluja, van nou af gaan jy mense vang en ek dink is wonderlik. Hy het die skill gehad om visse te vang. Hoeveel kan hy vir die Here gaan haal? So daar's 2 mense in die koninkryk wat belangrik is die persoon wat die vis kan vang, halleluja, en die een wat die nette heel om te sorg dat die visie uit die nette uitval. En ek dink is wonderlik. Maar God ons help. Soos die Here gekom het op 'n dag in hulle lewe, waar hulle niks gehad het, is God bymagtig, mamma, papa, meneer, mevrou, jongman, om nou in jou lewe binne te stap. Maar as jy bereid om raak te sien, en om aan te neem wat vir jou gesê word, wat jou lewe radikaal kan verander, want God stuur mense op ons paaie, halleluja, om vir ons te lei na waters wat daar is jy bereid om aan die hand geneem te word, want jy soms instruksies moet kry om vir jou te sê, dit is wat jy moet doen. Ek dink is wonderlik. Petrus, halleluja, het 'n dader geword, hy kon moeg gewees het, maar hy het die geleentheid waargeneem. Op aarde gaan daar altyd geleenthede wees. Halleluja, maar toon jy belangstelling in die geleentheid wat daar is. Want as jy belangstelling toon in die geleentheid, en dit is wat Petrus gedoen het, ek sal uitgaan op grond van die woord, ek gaan net laat sak, halleluja, wat gebeur? Halleluja, hy het 'n groot vangs gekry, maar jou vaardighede kan dalk ontwikkel word. Want Jesus het gesien, sharing and caring is deel van Petrus se lewe en is iets waarop hy kan werk. Baie keer jammer weet jy nie dalk hoeveel goudertse jy in jou het nie, you know. En baie keer gebeur dinge, halleluja, om die gouderts in jou te laat ontwikkel, maar gaan jy toelaat dat die diamante natuurlik, halleluja, daaruit kan kom. Wil die Here vanaand vir iemand sê, ek kan vir jou alles doen. Soos ek stil gestaan het, soos Petrus, staan ek vanaand stil by jou oor die TV, waar jy stil sit, om na hierdie woord te luister. Allow my om te doen wat ek moet doen in jou lewe. Ek stuur mense as raadgewers om vir jou hulp te gee, as jy bestuurder is van 'n maatskappy, God stuur hulp, halleluja. Is jy bereid om te luister na die hulp, halleluja, wat dalk, you know, jy het net een program nodig, 'n idee nodig, 'n scheme nodig, 'n project nodig, om van jou 'n multimiljonair te kan maak, maar is jy bereid soms om te luister na raad, halleluja, die raad van God is die gedagtes van sy hart, Psalm 33 vers 11, so geweldig is die Here. So God sal, wanneer jy ergens moet kom en waar jy moet wees, sal God raadgewers gee op jou pad. Is ons bereid om te luister? Ons jong mense gaan deur die lewe sonder om die raad van die oudstes aan te neem, wat in die geval tot Gideon, halleluja, en Rigters dink is Rigters 6 op 'n dag, toes Israel in die moeilikheid, halleluja, hulle het verkeerd gedoen, gesondig in die oë van die Here, in die Midianiete het alles van hulle vernietig, kom die engel van die Here staan stil by Gideon, waar hy besig is om 'n parskuip natuurlik die koring uit te kap daar, halleluja, waar hy natuurlik beveilig het hulle oeste, dat hulle nie dit van hulle wegvat nie. En die engel van die Here sê vir hom, Gideon, dapper jou. En hy vra, waar is die God wat ons voorvaders ons van vertel het? Wat as hy nie geluister het aan die stories wat vir hom vertel was nie? Welk as hy nie eers vir homself gegee het vir die storie nie, en dalk as hy nie die tyd die uitgekoop het nie, sou hy nooit die oorwinning behaal het oor dit wat voor hom geleer het nie. En God gee vir hom natuurlik, hy sê, gaan in die krag van jou, omdat jy geglo het, gaan jy verskil maak, en jy gaan vir hulle natuurlik oorwin. Wat as hy nie geluister het nie? Soms het jy nodig om na die raad van die oudstes te luister. Mense wat kom deur die lewe, kan vir jou iets sê, was ek bereid? Halleluja. Of ga jy net Google toe, om te kyk wat sê Google, behalwe om te hoor, wat sê mense, wat die ervaring het, van die lewe,
om vir jou te lei en te guide met dit wat jy wil doen, wat die Here vanaand vir jong mense sê. Jy het die geslagte nodig. Hy sê die ouer geslagte moet vir die jonger mense die geslagte vertel alles wat die Here kom doen het. Ek beloof my, jy kan kom sit by die voete, ons sal jou vertel wat die Here als gedoen het, want God is bymagtig. Die verhale in die Bybel is ons verhale soms ook, waar ons ook gestaan het soos Petrus, waar ons hastig gewees het, waar ons ook verloor het in die lewe, waar ons nie dalk suksesse behaal het, waar geleenthede verby ons gegaan het, omdat ons stubborn gewees het, sê die Here vanaand vir iemand, ek wil jou weer geleenthede gee, maar as jy bereid, halleluja, geleentheid sien jy en geleentheid gaan jy hoor van, is jy bereid om jouself te gee vir die geleentheid? Die natuur praat met ons dageliks, wanneer iemand 'n boom se takke afsny, gee die boom nog steeds skaduwee en skuilings aan die persoon wat sy takke afgesny het of afgetrap het. Die woord sê vir 'n boom is daar verwagting, sy loot loop weer uit. Wat gee God vir mense? Hy gee geleenthede. En God wil vanaand vir iemand sê, ek is die God wat geleenthede gee. Deur my geleentheid, jy moet net belangstelling toon, halleluja, en daardeur as jy belangstelling toon, kan ek jou vaardighede laat ontwikkel, dat jy moet word wat jy moet wees op aarde, en ek dink is wonderlik. Our God is able to turn your life around. Maar het net iemand nodig, 'n gewillige persoon, om dit te doen. As jy daar om te luister. Baie keer is ons nie daar. Ons sien soms 'n kind doen iets, 'n kind act uit. Maar die daad van acting, sê hy skielik vir jou met sy daad, it's a call to release me of this yoke. Help my, ek het hulp nodig. Verstaan ons die taal, of sê ons net die kind is onbeskof. Maar die sy optrede sê dat iets fout met die kind. Hy kan homself nie help nie. Nou met die daad sê, ek het hulp nodig. Verstaan ons soms die taal wanneer mense praat tot ons. Dankbaar vir die Here, wat by Petrus ontdek het, weet jy wat? Hulle was die apostels, wat die evangelie verkondig het. Die 2 seuns van Zebedeus en Petrus, het die voorreg gehad, waar hulle in die inner cirkel van Jesus geword het, die pilare van die kerk, halleluja, en vandag verkondig ons die evangelie, waar hulle self gegee het, dat die evangelie verkondig en versprei moet word, halleluja, en ek dink is wonderlik. God wil vanaand sê vir ons, papa, mama, wat het dit met my te doen? Halleluja. Is jy bereid om aan jou te laat werk? Is jy bereid om oor kleurgrense natuurlijk te beweeg? Van jou antwoord lê daar nie, by jou volk nie. Moontlik is dit iemand anders dat vir jou die raad kan gee. Is jy bereid om het te hoor, om het aan te neem, wat jou lewe dalk radikaal kan verander? En dis hoe die Here werk. Die vrou by die put het gesê, die Jode en die Samaritane het die gemeenskap met mekaar. Maar Jesus het gaan doen, hy het 'n aanknopingspunt begin by haar met water, en hy het gestop en geëindig, waar sy die evangelie gaan verkondig het. Sy was toe nie bang om terug te gaan na die dorp toe nie. Die Samaritane se lewe wat om gehuisves, het radikaal ook verander. Die Here gebruik soms middele, maniere om ons te trek na sy goedertierendheid toe. Sien ons dit raak. En God wil vanaand vir mense sê, die Here is bymagtig. Die verlore seun se pa, sy seun het hom gevra, papa gee my die deel van die eiendom wat my toekom, het sy pa dood gesien. Halleluja, hy wil sy erfdeel gehad het. Sy pa het vir hom gegee. Hy het weggegaan na 'n vreemde plek toe, sy geld met hoere deurgebring. Maar weet jy wat hy pa gedoen het? Die pa het die geleentheid gekry om sy kind se optrede te probeer verstaan. Halleluja, selfondersoek gedoen en 'n besluit gemaak. Ek gaan my kind hou in my hart in, deurdat ek na die Here toe gaan om my kind geestelik te help. Halleluja, dat hy kom by homself. Weet jy wat gebeur? Daar kom 'n hongersnood. En die woord sê die kind kom by homself.
En toe hy by homself kom, is amper die skille van sy oë af. Hy het nie meer geld, die vriende is weg, sit hy by die varkbank. En hy dink terug na sy ouer huis toe, en hy sê, sy pa se mense, sy dienaars van sy pa, het oorvloed van brood, ek sal my hande gee vir my pa. Sy pa het sy hart gegee, die kind gee sy hande, sê hy vir sy pa, om reg te maak wat hy verkeerd gedoen het. En weet jy wat wonderlik is? Hy pa het begin te bewustelik lewe rondom sy kind, waar hy dalk te veel tyd gespend het om geld te maak, en die kind het die waardering gehad, het hy besef, I'm going to spend time with God, halleluja, ek gaan my kind help deur die Gees, dat hy weer herstel word. Na lang tyd kom die kind terug, en die pa kyk uit die verte uit, daar is my seun wat daar aankom, irrespectief of hy verwaarloos gewees het. Toe die kind kom, toe bely, pap, ek het gesondig teenoor die hemel, teenoor u, halleluja, toe sê die pa, ek het my kind gesond gekry, halleluja, bring 'n kleed vir my kind, 'n skoene, alles vir my kind, halleluja, en hy maak seker, sy kind word herstel. Sy kind wou 'n dienaar gewees het, die pa sê, nee, jy is nog steeds my seun, toe hy my die klok gee, sê die pa, jou skuld is versoen, ek het jou gesond gekry. So soms gebeur dit, dat ons kinders gaan deur moeilike stadiums in hulle lewe, waar hulle uitact, Maar ek as ouers die geleentheid kry om stil te sit, om te besin en te oordink oor hulle dade, waar jy vir die eerste keer die rol kan speel, halleluja, om jou kind te help ontdek wie jou kind is, en even dit wat jy nagelaat het, om regstellende aksies te doen, dat jou kind weer bevorder word, en ek dink is wonderlik. God gebruik mense om ons eer te laat herstel. God gebruik mense wat by jou stil staan. God werk deur mense, nie deur masjiene nie. Maar God ons help. Dat ons wat nog op die aarde is, bewustelik leef teenoor my naaste, teenoor wat met my gebeur, alles my omstandighede. God is besig om my 'n storie te vertel, wat ek my volle aandag moet gee, waar ek bewustelik moet lewe, sodat die Here my die antwoord kan gee, want die antwoord van die tong kom van die Here af. Halleluja, sodat ek selfs my planne, dit wat ek moet word, halleluja, voor die Here bring, I need to bid it in praise, sodat die Here my kan kom, dat ek weet, in my eie krag het ek daar nie gekom nie, maar met die hulp en die ondersteuning van die Here het ek daar gekom, en God sal ek die hoogste gee. God is nie 'n opsie nie, hy is 'n prioriteit. Mag die Here ons help. En mag die Here ons genade gee deur hierdie wonderlike verhale, wat die Here ons seën, halleluja, sodat ons beter mense kan word en die bitter nie, sodat ons kan bereik ons volle potensiaal in die lewe, sodat ons die liefde van God hierachter kan word, halleluja, en dat dit ons dryfveer sal wees. Seën ons in Jesus se naam. Amen. Mag die Here ons seën, ek het by die einde gekom, en mag die Here ons genade gee, want hulp kom van die Here af. Kom ons bid saam. Vader van ons, liewe Jesus Christus, vanaand is ek absoluut dankbaar vir U. En ek is bly vir my geleentheid. Seën ons nou, Heer. En help ons wat die woord gehoor, om werklik waar toe te tree tot die verbond, en te doen en te word wat ons moet wees. In Jesus se naam. Amen. Ek groet U passe altyd tot 'n volgende keer. Amen. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.